eenheid en verskeidenheid, en maak ons een in die waarheid, vir die eer van die koninkryk, wil gehoofloof u, ons Heer en Bruidegom. Ons teksgedeelte is Lukas 7, vanaf vers 36 tot 50. Lukas 7, vers 36 tot 50. Ek gaan lees uit die letterlike vertaling, die ou Afrikaanse vertaling. Maar voordat ons lees, kom ons sluit die oë, ook in gebed. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus, Here, baie dankie dat ons so versamel kan wees in u kosbare naam, versamel kan wees in die Heilige Gees, en versamel kan wees ook so rondom die Heilige Skrif. Here, baie dankie vir die woord, baie dankie vir u leringe, en seën ons in besonder nou, Here, deur die inwerking van die Heilige Gees, breek vir ons die woord oop, en dat die prediking, die boodskap helder en duidelik, ook na vore sal kom. Ons bid dit so, in die naam van ons Heer, ons Koning, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam, die woorde is ook daar op die bord. Vers 36, en een van die fariseërs het hom genooi om by hom te eet, en hy het in die huis van die fariseër gekom, en aan tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad, wat 'n sondares was, verneem dat hy in die fariseër se huis aan tafel was, het sy 'n albaster fles met salf gebring, en agter by sy voete gaan staan, en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane, en hulle afgedroog met die hare van haar hoof, en sy het sy voete gesoen, en met salf gesalf. Toe die fariseër, wat hom genooi het sien, sê hy by homself, as hy 'n profeet was, sou geweet het wie en watter soort vrou dit is, wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. En Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê. En hy antwoord, meester, spreek. Hy sê toe, 'n sekere geldskieter, hy het 2 skuldenaars gehad. Die een het 500 pennings geskuld, en die ander een 50. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan al 2 geskenk. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En hy antwoord hom, jy het reg geoordeel. Daarop draai hy om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy nie vir my voete gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak, en met die hare van haar hoof afgedroog. 'n soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy ingekom het, nie ophou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat aan tafel was by hulle self te sê, wie is hierdie man wat selfs die sondes vergewe? En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Tot so ver. Nou geliefdes, nou sê, ons tema van môre is baie vergewe, baie liefde. Baie vergewe, baie liefde. Nou, net so 'n bietjie inleidend gesels, baie bekende teksgedeelte ook, die weergawe hier in Lukas, natuurlik rondom die salwing van Jesus Christus, en ek wil net vinnig hierso noem, ons het dit al baie gesê, Christus Jesus is die vervulling van die Ou Testament, vervulling van wette, vervulling van feeste, vervulling van al die godsdienstige rituele en so meer. Christus onder andere deur besnydenis, Christus deur doop,
en hier sien ons ook Christus deur salwing op die einde van die dag ook. So net so ietsie interessants. Nou ons weet natuurlik salwing, veral in die Ou Testament, salwing wat gebruik is om persone te heilig of te wy aan God. Spesifiek te wy vir diens aan die Here, soos konings en so meer, nee. Wat baie fascinerend is, en ek het al in die verlede 'n preek daaroor gelewer, ek gaan nie nou daarop ingaan nie, maar net om weer eens te bevestig, interessant dat Christus se hoof nie gesalf is, soos met konings en so meer, nee. Dat Christus se voete op die einde van die dag gesalf is, nee. So Christus weet ons, is koning, hy's profeet, hy's priester, ons weet dit, maar tog is hy dit in nederigheid, in diensbaarheid op die einde van die dag. Nou ons weet Christus is die leeu en hy is die lam. So hierdie salwing op die einde van die dag van die voete, nie die hoof nie, wat net weer eens toon die nederigheid en die diensbaarheid wat daar in Christus Jesus ook is. Nou as ons kyk na die salwing wat nou hier so plaasvind, die salwing hier sien ons is die rede vir Simon se twyfel, die salwingsaksie. En die woorde nogal hierso, maar as hy 'n profeet is, salwing, nee, as hy 'n profeet is, dan sou hy mos nou geweet het, wie is hierdie vrou wat hom aanraak. So net om vinnig te noem, Simon toon hierso 'n geestelike hoogmoed teenoor die sondares. Ons het daar baie daaroor gepraat en gepreek en so meer, maar hier is 'n definitiewe hoogmoed. Simon die Fariseer dink, jy weet, hy is die A-groep, en hierdie sondares is die B-groep, nee? So daar is 'n geestelike hoogmoed wat ons optel. Maar Christus Jesus bewys sy profeetskap en sy goddelikheid. Onder andere, dat Jesus Christus se goddelikheid rondom alwetendheid en rondom almag, alwetendheid. Christus het geweet wat is Simon se gedagtes. Hy hoef dit eers te gesê het nie, hy het dit geweet. En daarbij Christus se almag om sonde te kan vergewe. So Christus toon sy goddelikheid hier, nee. En dis rondom hierdie goddelike vergifnis wat dan die res van hierdie verhaal vir ons afspeel. So ek net so 'n bietjie inleidend vir ons 'n paar beginsels gegee. Ja, baie het ook al vir my gevra, wie is dit? Baie sê dis moontlik Maria Magdalena hierso, wat 'n prostituut was, moontlik sy wat op die einde van die dag hierdie salwing gedoen het, maar daar is baie opinies daaroor. Maar net om te toon, ons het hierdie sondares, en ons het dan hierdie hoogmoedige Simon, die Fariseer. Nou kom ons gaan 'n bietjie aan op die verhaal, want die verhaal gee vir ons 'n baie mooi les. Nou ons sien die verhaal, ons het dit gelees, rondom die skuldeiser wat daar is, nee, wat geld voorskiet vir mense, en dan natuurlik hierdie twee skuldenaars wat daar is. Nou eintlik, hoekom Christus dit gebruik is, want Christus gebruik eintlik vir Simon en die sondares as die voorbeelde hierso. Hulle is eintlik die beeldspraak waaroor dit gaan. Maar die klem is hier in vers 47. Ek lees hom uit die letterlike vertaling. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe, want sy het baie liefde gehad, baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig liefde. Kom ons stel dit eenvoudig. Omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, bewys sy baie liefde. Ek sê dit weer. Omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, bewys sy baie liefde. Die teenoorgestelde, hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. Hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. Nou kom ons gaan 'n bietjie hierdie woorde ontleed, so 'n bietjie dieper ingaan. En ek wil graag begin saam met by die beginsel van sondeverlossing, dankbaarheid. Al baie gepreek, baie geleer, ek glo baie van ons ken dit al. Ons weet, dis die 3 funksies van die wet onder andere, daarom ook aan die begin wat ons begin het met die beginsel van almal is sondaars. En die wet gaan jou nie red nie, die wet kan jou nie red nie, die wet wys vir jou wat is sonde. Nou weer eens, 3 funksies van die wet. Ons weet die eerste funksie is dat die wet is 'n spieelbeeld van sonde, dit wys wat sonde is.
In die tweede plek is die wet 'n tugmeester na Christus, deur wie ons verlossing en vergifnis kan ontvang. En dan in die derde plek is die wet 'n riglyn vir 'n lewe van dankbaarheid, diensbaarheid, liefde op die einde van die dag. So weer eens, uit die beseffing van jou sonde, kom die beseffing van jou nood vir die verlossing, en wanneer ons die verlossing en vergifnis besef, dan rig dit ons in 'n lewe van dankbaarheid en liefde teenoor die Here. Sonde, verlossing, dankbaarheid. So weer eens, dis eers wanneer jy besef hoe groot jou sonde is, begin jy besef hoe groot die genade van God is. En dan besef jy hoeveel jy dankbaar moet wees vir die Here. So weer eens, wanneer predikers in die algemeen preek oor sonde, dan is die doel eintlik om ons te kry by die verlossing en by die dankbaarheid element. Nou, kom ons vat dit gou weer hierdie beginsel. Met ander woorde, die een wat besef hoe groot die sonde is, daardeur besef hoe groot die vergifnis van hy sonde is, hulle gaan outomaties 'n groot liefde hê vir die Here. Dis die teksgedeelte. Dis die boodskap. Sonde, verlossing, dankbaarheid. Nou geliefdes, kom ons gaan 'n bietjie dieper. Hoe groter hierdie beginsel vir ons is, Jesus Christus neem hierdie beginsel van sonde, verlossing, dankbaarheid en bring dan 'n interessante ware feit hierby. Weereens, hoe groter jou beseffing van jou sonde, hoe groter die beseffing van die genade en die vergifnis wat ons ontvang in Christus, en daaruit hoe groter ons dankbaarheid en ons liefde teenoor hom. Die sondares is hier 'n voorbeeld. Sy besef haar eie nietigheid en swakheid. Sy besef die genade wat sy nodig het, die verlossing en die vergifnis, en daardeur besef sy die liefde wat sy vir die Here wil bewys. Nie om gered te word nie, mooi weer hierso, gered deur geloof, nie deur die werke nie, nee, maar die dankbaarheid, 'n dankbare hart teenoor die Here. En Christus Jesus wat op die einde van die dag vir haar vergifnis ook skenk. 'n persoon wat die pad buister was, goddeloos was, wêreldse sondaar, en die genade ontdek, en die liefde van God, die vergifnis in Christus ontdek, en besef wat Christus vir hom of haar gedoen het, dat hy in ons plek betaal het, dat hy in ons plek gesterf het, dat hy in ons plek opgestaan het, Christus Jesus ons Heer, dat hy in ons plek die wettiese voorskrifte, rituele en so meer vervul het en gedoen het. Dat hy het alles skuld in ons plek gedra, hy het alles volbring, en hy skenk dit wat hy gedoen het, Christus Jesus, skenk uit genade dit nou vir jou, uit liefde vir jou. Hy trek jou in as syne vir wie hy betaal het. As iemand dit besef, kan dit nie anders as om dankbare harte op die einde van die dag te skep nie. Dit kan nie anders as om dankbaarheid te skep nie. Dis eers wanneer jy besef jou toestand, besef die genade, wat jy besef die liefde en dankbaarheid wat jy kan toon vir die Here, om terug te gee vir hom, 'n liefde vir hom, dankbaarheid teenoor hom, 'n opregte waardering vir hom. Dis eers dan. So geliefdes, dankbaarheid en liefde rig verder ons aksies. Dankbaarheid soos, byvoorbeeld, om jou gawes te gebruik. Hoekom gebruik jy jou gawes? Want jy wil dankbaarheid en liefde betoon vir die Here vir wat hy vir jou alreeds gedoen het. Dankbaarheid soos bedieninge te hê, aksies te hê vir die Here, dinge te doen vir die Here. Diensbaarheid, liefde. Liefde teenoor die Here, liefde teenoor ander mense. 'n beseffing van die genade en 'n gee van hy self te genade verander. Dankbaarheid lei ons om eredienste by te woon.
Dankbaarheid vir die Here help ons om aktiwiteite van kerk by te woon, dankoffers te gee. Dit help ons met stiltetye, gebed, skriflees, tyd met God. Alles wat ons op die einde van die dag van ons kant af doen, doen ons uit dankbaarheid vir die Here. Ons doen dit uit liefde vir die Here, uit die beseffing van ons toestand en dit wat ons in die Here ontvang. Daarom gee ons terug. Daarom doen ons. So presies dit wat die sondares hier vir ons tentoonstel. Uit die beseffing van haar toestand, uit die beseffing van die genade en die vergifnis wat sy ontvang, uit dit ontwikkel 'n liefde om te doen en te gee vir die Here. Dit lei ons, dit rig ons. Nou geliefdes, ek wil vinnig so die teenoorgestelde ook en so 'n bietjie andersom ook hierdie beginsel toepas. Christus wys egter dat die waarheid van sonde, verlossing en dankbaarheid werk ook teenoorgesteld. Die teks sê vir wie min vergewe is, bewys min liefde. Vir wie min vergewe is, bewys min liefde. Met ander woorde, hoe kleiner jou beseffing van jou sonde is, en ons het mooi gelees in Romeine 3, almal is sondaars, almal ontbreek. So daar is nie plek vir geestelike hoogmoed om te sê ek is perfek en volmaak nie, glad nie. Maar hoe kleiner jou beseffing van jou sonde is, hoe kleiner is die beseffing van jou verlossing wat jy nodig het in Christus, en outomaties hoe kleiner gaan jou dankbaarheid wees. So die teenoorgestelde. Wanneer iemand soos die fariseer, soos Simon, nie besef hoe groot sy sonde is nie, en dink hy is reg of hy het min sonde, gaan hy nie besef hoe groot die verlossing is wat hy nodig het nie. Hy sal nie die genade besef nie, en hy gaan nie besef wat God alles vir hom gedoen het nie. En so 'n persoon gaan nie baie dankbaarheid of liefde toon teenoor die Here nie. Hy sal min toegewyd wees, min vrugte dra van dankbaarheid in sy lewe. En dis hoekom Christus hier vir Simon sê, maar Simon, jy het nie hierdie dinge gedoen nie. Sy het dit gedoen op die einde van die dag. Jy dink jy is geestelik perfek, hoogmoedig as te ware, né? En daardeur besef jy nie jou toestand nie, jy besef nie jou nood vir vergifnis nie, en daardeur op die einde van die dag gee jy nie die liefde en die dankbaarheid wat ek eintlik soek nie. So, dit is ook die geval met ander woorde. So baie mense wat nie besef hulle toestand en die verlossing nie, hulle gaan nie diensbaar en dankbaar wees vir die Here nie. Want wat het ek nodig om dankbaar te wees? Ek is mos eintlik perfek. Ek doen mos eintlik die dinge mooi en reg. So hoekom? Maar die sondares, sy besef. Maar kom, ek gaan hom 'n bietjie andersom ook gee vir ons. 'n Persoon wat nie baie dankbaar teenoor God leef nie, het nie 'n beseffing van wat Jesus Christus alles vir ons gedoen het en steeds doen nie. Besef nie hoeveel hy in ons plek deurgemaak het nie. Besef nie hoe groot God se liefde en genade is nie. Besef nie hoe groot die verlossing is nie. En besef nie hoe nodig ons vir Christus het nie. So as daar nie 'n dankbaarheid en 'n diensbaarheid in jou lewe is nie, as dit tekort skiet, dan moet jy teruggaan na die vorige stappe toe. As daar nie 'n dankbaarheid is nie, dan besef jy nie die genade, vergifnis en verlossing nie, en jy besef op die einde van die dag nie jou eie skuld en swakheid nie. So dit gaan nie net van sonde, verlossing, dankbaarheid nie, dit gaan ook dankbaarheid, verlossing, sonde. Want die dankbaarheid is die vrug van die eerste 2 stappe. So as dit nie teenwoordig is nie, dan moet jy vra, maar verstaan ek regtig die verlossing? Verstaan ek regtig wat Christus vir my gedoen het? En verstaan ek regtig my eie toestand waarin ek regtig is? Vir hom vir wie min vergewe is, het min liefde, het min dankbaarheid. 'n Mens besef nie hoe groot die genade is voordat jy nie besef hoe groot jou sonde is nie. Dat jy swak en nietig is nie. Feilbaar, met gebreke en met foute. So
So weer eens, mense wat dink hulle is reg, sondeloos, selfgeregverdig, wetties op die regte pad, mense wat geestelik hoogmoed het, val onder hierdie kategorie, so Simon. Met mense wat staat maak op rituele en tradisies en menslike werke. Sondaars, verblind deur die wêreld en sy maniere. Mense verblind en gemaak deur die God van hierdie wêreld. Mense wat nie hulle afhanklikheid van God besef en gryp na sy groot genade nie. Want as jy nie besef jy het hulp nodig nie, geliefde, sal jy nooit hulp soek nie. En as jy nie besef jy die hulp ontvang nie, gaan jy nooit dankbaarheid toon vir die Here nie. Ek sluit vir ons af. En die laaste gedagte natuurlik, dankbaarheid. Geliefde in die Here, almal van ons voel soms of ons nie waardig is nie. Almal van ons voel soms geestelik nutteloos, doelloos, onbruikbaar. Ons raak keer op keer bewus van ons eie swakheid en nietigheid, tekortkominge, gebreke, foute, sondes. Ons raak as gevolg van dit baie keer twyfelagtig, vreesbevange, moedeloos, hartseer. Ons voel, dis nie werd om kind van God te wees nie. Ons is te swak, en te nietig, en te feilbaar, ons val te veel. Ons voel baie keer soos hierdie sondares, waar die trane die heeltyd vloei, oor ons eie toestand. Maar geliefde, ek wil vandag vir jou herinner, dis belangrik, kernbelangrik, ons vergeet dat het belangrik is om te besef hoe swak ons is. Ons vergeet dat het belangrik is om te besef hoe groot ons sonde is. Dat dit die begin van die groot goddelike proses in jou is. Wanneer die beseffing van jou swakheid, kom die beseffing van die verlossing, kom die beseffing van dankbaarheid. Nou ek wil hierdie teks nog gebruik om 'n preek te lewer op 'n stadium hier, hoor. Maar ek wil dit graag net vinnig vir u voorlees vandag, en dis Paulus hierdie. Ek wil hê jy moet Paulus se woorde hoor hier in 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 10. Hoor wat sê Paulus, die grootste evangelis ooit. Vers 7, en dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie. Met ander woorde, dat ek nederig sal bly. Is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. So Paulus sê, om nederig te bly, laat ek myself nie verhef nie, het ek 'n doring in my vlees, 'n engel van Satan, waarmee ek die hele tyd moet vuis slaan. Met ander woorde, hy het 'n geestelike tekortkoming, feilbaarheid, swakheid, hoe ook al ons dit wil beskryf. Maar hoor nou die Here sy reaksie, vers 8, hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaal in swakhede, mishandelinge, node, vervolginge, benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. My genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is, nie hoogmoedig is nie. Wanneer jy besef jou toestand, waarin jy is. Dis wanneer God se krag in ons kan werk. Ons sit altyd met hierdie gedagte, ek moet perfek wees, sodat die Here deur my kan werk. En ek wil vandag vir jou sê, dis 'n leuen. Dis nie waar nie. Dis juis in jou beseffing van jou sonde, waar die beseffing van verlossing kom, waar die beseffing van dankbaarheid kom. So Paulus, uit die beseffing van sonde groei die afhanklikheid van God, 'n nood na vergifnis en verlossing, en soos die sondares
Moet ons net weer besef hoe groot is God se liefde, God se genade en God se verlossing, die vergifnis wat ons ontvang en reeds het in Jesus Christus. Christus gee dit verniet vir ons. En ons ontvang het nie deur ons werke of verdienste nie, maar deur ons geloof. 'n Geloofsverhouding met die Here. Wanneer jy dit besef, sal jy nie anders kan as om God dankbaar te dien nie. Dis eers uit die besefing daarvan waar die dankbaarheid en die liefde na vore gaan kom. In die Here se genade en ten spyte van ons swakheid, ten spyte daarvan dat ons gebreekte kruike is, groei ons in dankbaarheid en liefde teenoor die Here. Ek sê weer wat ek net nou gesê het. Besefing van die sonde lei tot die besefing van die verlossing, wat lei tot 'n lewe van dankbaarheid. Dankbaarheid groei uit die besefing van ons toestand en die besefing van dit wat ons in genade uit die Here ontvang. Vir hulle, vir wie baie sondes vergewe is, bewys baie liefde. Hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. Amen. Kom ons sluit die oë. Ek doen graag vir ons 'n gebed. Here Jesus Christus, Here, baie dankie vir die teks, dankie vir die verhaal, dankie vir die toepassing, dankie dat U vir ons ook bevestig en wys wat hier aan die gang is. Dat ja, Here, vir hulle vir wie baie vergewe is, hulle sal baie liefde bewys. Maar vir hulle vir wie min vergewe is, of wat dink dat min vergewe is, hulle bewys min liefde. Ja, Here, dankie dat ons vandag weer kon kyk na hierdie beginsel en kan het verstaan ten opsigte ook van wet en die funksies wat daar is rondom sonde, verlossing en dankbaarheid. Dat het eers begin by die besefing van ons sonde en ons toestand, hoe groot sondaars ons is. Daardeur die besefing van hoe groot U liefde en genade vir ons is, die verlossing wat ons ontvang, die vergifnis wat ons ontvang. En daardeur die besefing van die dankbaarheid en die liefde wat ons so graag wil bewys teenoor U. Nie om gered te word nie, maar omdat ons so wil dankie sê, Here, dat U ons wat groot sondaars is, kom red het. Vergifnis en verlossing deur genade vir ons skenk. En daardeur wil ons lewe vir die Here. Here, help ons om nie te wees soos 'n Simon hierson nie. Hoogmoedig nie. Dink dat ons is okay nie. Dink dat ons is eintlik geestelik verhewe bo ander mense nie. Dink dat ons doen al die rituele en dinge so perfek en ons volg die wet so perfek. Maar intussen is ons eintlik maar leenaars. Want ons almal is sondaars. Almal ontbreek aan die heerlikheid van God. Almal. Daar is nie een regverdig nie, selfs nie een nie. Help ons, Here, om eerder ons toestand te besef, daardeur die genade te besef, en daardeur die liefde wat ons vir U wil betoon, om dit te besef. Here, help ons, dat ons sal leef in dankbaarheid vir U. Want Here, ons besef ook in onsself, dat as ons nie in dankbaarheid lewe nie, moet ons onsself kan afvra, maar verstaan ons die verlossing? Verstaan ons eie toestand? Here, daarbij word ons baie keer aangeval met die gedagte dat omdat ons sondaars is, mag ons nie diensbaar wees vir U nie, mag ons nie werk vir U nie. Here, dankie dat ons verstaan dat dit 'n leuen is. Dat al die helde van skrif, Oud Testament, Nuwe Testament, mense selfs soos Paulus, wat hulle eie swakheid besef, die doring in die vlees, die boodskapper van Satan, waarmee vuis geslaan word. En dat ons in dit en deur dit alles kan besef, U genade is vir ons genoeg. Die krag kom juist tot volle werking wanneer ons swak is. Hou ons nederig. Dat ons ook besef in hierdie kerkgebou waar ons vandag is, almal van ons is maar feilbare mense. Sondaars, nietig.
maar ons is lief vir U, Here. Ons wil werk vir U, ons wil diensbaar wees vir U, want ons besef ons eie toestand, en ons besef op die einde van die dag die groot genade wat U vir ons gee, Here. Lei ons daardeur, Here. Hou ons nederig, hou ons diensbaar, hou ons dankbaar, en dankie vir die belofte, dat ons ontvang redding, nie deur ons eie werke of verdienste nie, maar deur die geloof, deur U, Here. Maak ons sterk daarin, Koning, en gebruik ons asseblief, al is ons stikkende kruike, gebruik ons. Ons is lief vir U, Here, ons wil diensbaar wees vir U. U het so baie vergewe vir ons, en nog steeds doen U. U het die volmaakte prys vir ons betaal, en daarom kan ons nie anders, as om dankbaar en diensbaar te wees nie. Dankie dat ons het verstaan, Here. Seën elkeen van ons daarmee, in Jesus Christus se naam. Amen. Dankie geliefdes. Eenheid en verskeidenheid, en maak ons een in U waarheid, vir die eer van U koninkryk, wil gehoofloof U, ons Heer en Bruid.